Kom ons bid saam, kom ons vra die Here om ons te help. Hemelse Vader, ons lewens is voor U. En ons wil dit tot eer van U naam leef. U woord verduidelik vir ons hoe, Here, en ons wil vanoggend daaruit leer. En ons vra U genade daarvoor deur U Heilige Gees. Amen. Ons het nou hierdie week gesien hoe word die paus begrawe. Die ou is oorlede en soos met enige paus is dit natuurlik 'n groot storie gewees. Ons het almal dit gesien. Hoe groot is hierdie storie gewees? Dit was daelang se reëlings en besoeke en jy weet al die politieke leiers het hulle besoek en was by die begrafnis en is op die agtergrond is daar 'n dokument wat baie interessant is en dit is sy testament. Hy is oorlede en nou word sy testament bekend gemaak. En sy testament begin met hierdie volgende woorde. Ek het my altyd toevertrou aan die moeder van onsse Here, Maria die Heilige. En die mens begin onmiddellik wonder. Op wie het die paus werklik staat gemaak vir sy geloof? As die moeder Maria so 'n prominente rol in sy finale gesprek, sy finale woorde aan die mense rondom hom is. Ek het my altyd toevertrou aan die moeder van onsse Here Maria, die Heilige. En dan voor ons nou ons neuse optrek, dan dink ek, waaraan vertrou ek myself toe? En daai versoeking, besef ek terdee is daagliks. Elke liewe dag vertrou ek myself aan een of ander iets toe. En die vraag kom by my op, is dit Christus? Hoekom is dit so moeilik om Jesus se beeld in ons na te jaag? Hoekom is dit vir my so moeilik om Christus, myself toe te vertrou aan Christus en sy beeld, dit wat hy vir my voorstel? En laas keer het ons gepraat daaroor. Ons het gesê, een rede is ons wil self ingryp en ons wil ons eie uit ons eie uitkyk uit die probleem oplos. Miskien is dit die paus se probleem gewees. En 'n ander rede is ons probleem lyk vir ons groter as wat Jesus se beeld kan hanteer. Ons is nie so seker of Jesus dit kan hanteer nie. En dis vals beelde hierdie. Dis vals maniere waarop ons probeer om onsself toe te vertrou aan iets. Iets waarop ons dink ons kan staatmaak. Maar Paulus daag egter hierdie valse redes uit met sy eie voorbeeld. En dit het ons laas keer gesien. Hy jaag die beeld van Christus na in homself en hy jaag die beeld van Christus na in ander en hy doen dit deur te bely waar hy en hulle kort skiet en dan te sê maar ek kom terug na Christus toe want Christus is die enigste een wat dit kan doen. Vir die Christen vestig dit die mees kosbaarste menswees in die vorm van Jesus self, sy persoon. Nie in sy idees nie, sy persoon. Soos jy jouself afstaan, raak hy die beeld wat duideliker raak in jou. En nou vat Paulus die hele redenasie so ver vas met die volgende woorde in vers 4, en hy sê, dit sê ek, al die goeders, dit sê ek,
En ons fokus skuif binne in die brief. Die fokus skuif van Jesus se voortreffelikheid af, wat hy vir ons die heeltyd verduidelik het, na my stryd om Jesus raak te sien. En om hom werklik te hoor. Paulus help ons nou om van hierdie fondasie af van Christus se voortreffelikheid na onsself te kyk. En die tema is vandag, wat voed jou? Wat voed jou vandag? Waar kom jou bron van voeding af? Kom ons lees Kolossense 2 vers 4 tot 7 saam. Kolossense 2 vers 4 tot 7. Kort stukkie vandag, maar dit het baie implikasies. Kolossense 2 vers 4. Dit sê ek, sodat niemand julle met slinkse argumente om die bos kan lei nie. Al is ek wel nie liggaamlik teenwoordig nie, is ek in die gees by julle en baie bly om te sien hoe julle ordelik optree en hoe vas julle geloof in Christus is. Aangesien julle dus Christus Jesus die Here aangeneem het, bly leef in hom. In hom is julle gewortel en in hom word julle opgebou en versterk in die geloof, soos julle geleer is, terwyl julle oorvloedig is in dankbaarheid. Ons hoor vandag 3 temas uit hierdie stuk uit. Ons hoor Paulus se fondasiestandpunt in vers 4. Wat bedreig die huidige toestand van die gemeentes in Kolosse? Wat is die bedreiging? Wat is die risiko? En dan tweedens, kyk Paulus ook dan ook na die kerk self, en hy sê, maar wat is hulle toestand? Wat se toestand is hulle in? En dan derdens, so waarop moet die kerk dan fokus? Die bedreiging, die toestand, en waarop moet hulle fokus? Dis die drie elemente van ons preek vandag. En ons begin by vers 4. Wat bedreig die huidige toestand van die gemeentes? Want hulle is in 'n goeie toestand, gaan ons sien. Dit sê ek, sodat niemand julle met slinkse argumente om die bos kan lei nie. Dis die bedreiging. Daar is mense met slinkse argumente wat reeds die fokus van die gemeentes probeer verdraai. Hulle probeer kry om iets te wil bysit by die evangelie, die beeld van Christus. En Paulus het sover hulle geloof as reg bevestig. Dit wat hulle glo is reg. Juis om hierdie slinkse argumente wat vals geloofbasisse wil inbring, te ontbloot. Al die argumente sover was juis vaste waarhede oor Jesus, waarop hulle geloof berus. Hulle kan daarop staat maak. En dit skep 'n probleem vir die valse argumente wat kom. Jy kan nie die waarheid direk weerlê nie. Jy kan nie opstaan en sê, maar Christus is vals nie. Dit skep 'n probleem vir die vals argumente wat na vore begin tree. Want hulle moet slinks wees. Hulle kan nie Jesus direk opponeer nie. Hulle kan nie opstaan en sê, dis vals nie. Want dan val hulle buite die Christelike geloof onmiddellik. En hulle moet begin manipuleer om aanneemlik te wees vir die Christen. Dis wat gebeur. So hulle kom met 'n verdraaide beeld, wat hulle 'n bietjie sugarcoat, en hulle maak hom vir jou aanloklik.
En dit lei tot vals geloofsbegeertes. As ons dit toelaat, as die gemeente dit toelaat, as ek en jy dit toelaat in ons midde, dan skep dit vals begeertes oor Christus, waaraan ons nie kan voldoen nie. En dit word 'n geestelike gevaar vir my ware geloof. Ek moet oppas. Hoekom? Hoekom is dit 'n geestelike gevaar? Want dit neem 'n waarheid, Christus se waarheid, en dit steek iets onder dit weg en agter dit weg, wat jou menslike natuur ontlok. Want jy soek iets waaraan jy vir jouself kan vasklou, en jy soek iets wat jou nog 'n uitweg behalwe Jesus self gaan gee. Jy wil in beheer wees. En nou draai Paulus na die kerk self toe en hy praat met hulle oor hulle eie toestand wat hulle in is. Dit gaan eintlik baie goed met hulle, sê Paulus, vers 5. Al is ek nie wel liggaamlik teenwoordig nie, is ek in die gees by julle en baie bly om te sien hoe ordelik julle optree en hoe vas julle geloof in Christus is. Hoor julle hoe praat hy oor hulle geloof en hulle gemeenskap? Paulus is nog steeds besorg oor die gemeente, want hy weet die drukpunt kom. En daarom is hy geestelik met hulle, sy gees gee om, hy is met hulle, deurdat hy vir hulle bid, soos wat hy ook dan vir hulle bevestig het in die brief se inleiding. Hy het vir hulle die hele gebed daar vertel van hoe dankbaar hy is teenoor God vir hulle geloof. En nou bevestig hy dit. Dit maak hom baie bly as hy sien wat 'n tipe orde het hulle in hulle gemeenskap as Christene en hoe vas hulle geloof in Jesus werklik is. Daar is orde en daar is stabiliteit in wat en wie hulle glo. Hulle geloof is op 'n goeie fondasie. En hierdie woorde van ordelik en vas is heel moontlik geneem uit militêre terme uit, wat 'n sterk voorbereide geloof aandui. Dit wil sê, hulle was voorbereid, hulle het hulle self goed voorberei, soos wat 'n weermag homself goed voorberei. Ten spyte van die vals argumente se aanslag wat op hulle begin plaasvind. En dit bring ons by 'n vraag. Hoe verkry en behou jy so 'n gesonde geloof soos wat hierdie mense het? Hoe kry jy dit reg? En dit gaan dan juis oor hierdie tema van die militêre begrippe wat gebruik word hierso. Jy is gedissiplineerd in jouself oor die waarheid van die evangelie. Jy fokus daarop. En die effek daarvan in jou. Jy fokus om daai effek in jou toe te laat en dit na te jaag, soos wat Paulus ons verduidelik het. Jy lees dit nie net nie, jy kry dit nie net nie, maar jy gebruik dit. Jy gebruik dit om jouself te dissiplineer en te ontwikkel en te versterk. Terwyl jy weier om enige ander vals geloofsbegeertes eers te ondersoek. Jy gaan nie eers daar nie. En jy gee dit nie eers 'n kans nie. Jy bly weg. Al lyk dit hoe aantreklik. As dit nie by Christus inpas nie, is dit vals. En dit bring ons by die volgende vraag.
Waarvan is ek en jy so oortuig dat dit vir ons tweede natuur is? Is dit die evangelie? As ons so oortuig van die evangelie en die effek daarvan in ons, dat dit vir ons tweede natuur is, dat dit vir ons, soos daai valsnote, wat hulle leer die ouens om valsnote te herken, as sê hulle vir hom, luister, ons gaan jou nie leer om 'n valsnoot te herken, ons gaan jou leer om 'n regte noot te herken. Dit is tweede natuur by jou, en as daai valsnoot verbykom, dan weet jy onmiddellik, hierdie is, dis vals. Het ek en jy daai tweede natuur in Christus? Kom ons bestudeer dit 'n bietjie. Want Paulus som dit nou vir ons op in sy bemoediging wat hy nou gee in vers 6. Vers 6 en vers 7. Aangesien julle dus Christus Jesus die Here aangeneem het, bly leef in hom. In hom is julle gewortel en in hom word julle opgebou en versterk in die geloof, soos julle geleer is, terwyl julle oorvloedig is in dankbaarheid. Wat moet vir hulle tweede natuur wees? Wat moet vir ons tweede natuur wees? Waarop moet ons fokus om op 'n gereedheidsbasis te wees vir die vals idees wat na ons toe gebring word, om dit te kan herken? Want jy gaan beter kan onderskei as jy oortuig is, as jy glo wat reg is, sê Paulus hierso. Julle het Jesus Christus aangeneem, julle is oortuig daarvan. Hierdie is die kern waarom jou geloof gebou word. Die beginsels wat hy hier uitpak. En Paulus sê, ken dit. Dit moet vir jou 'n tweede natuur wees. En nou praat Paulus evangelie definisies. Elke groep woorde hierso bring 'n definisie na vore. Die sinstruktuur en die woordgebruik lees soos definisies. So hy pak vir ons hier uit wat die basis van die evangelie is. Hy begin met 'n absolute klem op Jesus. Weereens. As hy sê, aangesien julle dus Christus Jesus die Here aangeneem het, en jy gaan kyk daarna in die oorspronklike taal, dan sê hy, die Christus, die Jesus. Dis 'n klem, dis 'n ankers wat hy so inslaan. Alles draai om Jesus. Die evangelie het niks anders erin as Jesus en sy voortreffelikheid nie, wat hy kan doen nie. En per definisie sluit Paulus hier dan enige ander moontlike bydra tot jou geloof uit. Daar's niks anders wat tot jou geloof gaan bydra nie. Dit is Jesus die persoon. Niks anders kwalifiseer nie. Jesus kwalifiseer. Nie eers as 'n engel jou iets anders vertel nie. Skryf Paulus in Galasiërs 1 vers 7 en 8. Kom ek lees dit vir julle. Paulus skryf, daar is nie 'n ander evangelie nie. Al is daar sommige mense wat julle probeer verwar en die evangelie van Christus wil verdraai. Maar selfs al sou ons, dit is nou die apostels, of 'n engel uit die hemel 'n ander evangelie aan julle verkondig in stryd met wat ons aan julle verkondig het, laat hom vervloek wees. Daar is niks anders wat kan bydra tot jou geloof nie, behalwe Christus self.
So wat is die inhoud van hierdie kern? Wat is die inhoud van hierdie kern in die evangelie wat Paulus hierso verduidelik? Vers 6 sê, aangesien julle dus Christus Jesus die Here aangeneem het, bly leef in hom. Jy het Jesus aangeneem. Dis die eerste stelling. Hierdie is nie net 'n okay, ek verstaan, of 'n shoe, ek gaan hier volgens hierdie leefstyl leef, ek hou van hierdie leefstyl, ek gaan volgens hierdie leefstyl leef nie. Dis nie wat dit is nie. Dis 'n gewaarwording van Jesus Christus se waarde. Ek kan niks beter kry nie. Inteendeel, dis alles wat ek nodig het. Aanneem beteken jy ontvang Christus se wese. Jy wil sy persoon hê. Jy wil sy persoon in die plek van jou persoon hê. Eerder as jouself. Dis aanneem. En sy invloed in jou is vir jou daadwerklik van meer waarde as jou eie menswees. Dis wie Christus is. En jy moet dit bely. Dat dit vir jou andersom is. En jy moet afstaan van jou eie menswees, jou eie waarde, om plek te maak vir Jesus se waarde. Dis 'n voordeel. Dis die voordeel wat jou lewe verander. Tweedens, as jy Jesus so sien, bly leef in hom. Jy kan nie net daarna kyk en omdraai en wegloop hê. Of het een keer bely en dink dit gaan vir jou vir die res van jou lewe voldoende wees. Want om Jesus te bly leef is 'n stabiliseringsproses van jouself as gebrekkig erken in elke situasie. Om dit te bely dat jy gebrekkig is. Jy kwalifiseer nie. En Jesus se suiwerheid in daardie opsig is wat jy werklik nodig het. Jy bely dit. En om dan sy eienskap toe te laat, daai eienskap, daai suiwerheid van hom toe te laat, as 'n kenmerk wat jy oor tyd ontwikkel en toelaat, soos jy dit beoefen, elke keer wanneer jy daai probleem jouself homself voordoen, gaan jy op daai manier optree, jy bely en jy laat toe dat Christus die beeld is in jou. En weer eens is dit nie 'n plan van selfontwikkeling nie. So maklik dink ons is ek moet net 'n paar goeders reg gedoen kry. Ek moet net myself 'n bietjie verbeter. Ek moet net 'n paar nuwe planne in plek kry. En uit 'n menslike oogpunt uit 'n selfverbetering sekerlik heel oukei. Ons aanvaar dit so. Maar dit verander niks in jou na die beeld van Christus toe nie. Jy het die beeld van Christus in jou nodig. Dit het geen waarde as jy daarna kyk uit die punt van 'n Christen wees nie, omdat Jesus se beeld
nie in jou na vore gebring word nie. Jy polish jou eie beeld 'n bietjie beter. En nou gebruik Paulus 3 byvoeglike naamwoorde om hierdie verhouding met Jesus Christus se kwaliteite te verduidelik vir ons. Vers 7. In hom is julle gewortel en in hom word julle opgebou en versterk in die geloof, soos julle geleer is, terwyl julle oorvloedig is in dankbaarheid. Vers 7 sê, jy is in Jesus gewortel in jou geloof. En jy word opgebou en versterk deur daai wortelstelsel in jou geloof. Dit klink nogal soos hoofstuk 1 vers 13. Kom ons lees dit weer. Vers 13 sê, God het jou uit die mag van die duisternis gered en verplaas na die koninkryk van sy geliefde seun, deur wie ons bevryding, die vergifnis van ons sonde ontvang het. En ons het gesê, daai verplaas is eintlik maar plant hom oor. Jy grawe hier 'n gat, jy haal die plantjie uit, jy gaan grawe 'n ander gat, jy plant hom in daai gat. Dis die woord wat daar eintlik voor staan. Die geleentheid tot groei hierdie verplanting is reeds gedoen. Jy is in die Seun se koninkryk. Jy het hom aangeneem. Niks anders te kan eintlik jou wortels meer voed nie. Dit sal nie lekker wees nie. Jou wortels neem die lewensvoeding van Jesus op. En die wortels is hoe jy Jesus beleef, hoe die beeld van Christus in jou na vore kom. Want dis sy sap, dis sy wese wat in jou vloei. En hierdie geleentheid tot groei in Christus kom net deur Christus. Daar's nie 'n ander manier om dit te kry nie. En net as jy daarop staat maak, vind daar 'n opbou en 'n versterking van jou geloof plaas. Jy moet sy voeding opneem. Jy moet sy beeld begin wys. En dis moeilik. Die inhoud van hierdie proses is reeds duidelik. Soos wat ons geleer het, deur Jesus self en sy eie goeie nuus wat hy vir ons gegee het toe hy op die aarde geloop het. Hy het gesê, hy is die wingerd en ons is die lote. Daar is nie lewe wat nie deur Jesus vloei nie. Jy het niks meer nodig om in sy beeld te groei nie. Jy het Jesus nodig. Jy het geen ander grond nodig nie. Jy het geen ander wortels nodig wat op ander plekke groei nie. Jy het jou wortels in Jesus nodig. Jy sal agterkom as dit in hierdie omskrywing van ware geloof, soos wat Paulus dit daar neerskryf, oor niks gepraat van wat om my plaasvind en hoe ander moet wees nie. So wat is die evangeliese standpunt daaroor? My omstandighede en my medemens wat my so moeilikheid gee. Eintlik nie veel nie. Want dis nie wat saak maak in die evangelie nie. Wat saak maak in die evangelie is wat in jou aangaan. Almal het vervalle omstandighede. En almal het vervalle mense om hulle en hulle self is vervalle mense.
almal se situasies is gebroke. Almal se. Maar jou verhouding met Jesus gaan nie oor jou omstandighede nie. Maar dit gaan oor hoe jy te midde van jou omstandighede besef, Jesus is werklik die perfekte voeding vir die situasie, vir die omstandighede, vir die persone om jou. En jy moet groei. Jy moet groei in Christus. En jy bely dit. En jy laat dan toe dat hy met jou met sy lewe voed, wat net uit hom uit voortkom. Dit is maar soos die paus, en dit is maar soos ek. Jy skiet elke dag tekort. Maar hy voed jou met sy lewe, as jy daarin glo. As jy dit aanneem elke dag, en jy besluit om daarop staat te maak, nie op jouself nie. En hierdie voedingsproses en hierdie groeiproses lei tot 'n reaksie in jou. Kom ons lees vers 7 se tweede helfte. Terwyl jy oorvloedig is in dankbaarheid. Dink jy hierdie dankbaarheid is iets wat jy opkook? Jy moet dankbaar wees. So, kom, ek is nou, vandag voel ek nou nie baie lekker nie, maar ek gaan nou vandag dankbaar wees. Ek is vies vir die Here, maar ek gaan vandag dankbaar wees. Nee. Dis omdat jy die effek van Christus in jou lewe toegelaat het en jy ervaar die resultaat. En jy is dankbaar. Want jy sien die verandering. Jy sien wat hy gedoen het. Dit ontlok 'n abnormale dankbaarheid oor Jesus se invloed in jou, want jy ervaar sy voortreffelikheid in die alledaagse goed, as jy hierdie voeding toelaat om 'n effek op jou te hê, in plaas van jou eie wil, jou eie wortels te vertrou. Of het jy, soos die paus, ander wortels wat jy dink jy het nodig? En jy maak eerder daarop staat. Sit so vir 'n oomblik terug. Waar vind jy vandag jou wortels? Is jy niet en lewend gewortel in Christus? Of baklei jy nog met die vrot wortels van jou eie gebroke mens? Wat voed jou vandag? Kom ons bid saam. Vader, ons kom voor U en ons bely, Here, dat ons is gebroke mense, ons wortels is vrot, ons het allerhande siektes, Here. Ons bely dit voor U en ons bid vir U genade vandag, Here, dat U ons elke dag, Here, ons het U nodig om dit te doen. Dat ons elke dag sal bely dat ons wortels vrot is as ons in 'n situasie instap en dat ons U sal vertrou. Dat ons Christus se werk, die voortreffelikheid van sy werk, die heiligheid, die skoonheid van sy lewe, wat in ons situasie van toepassing is, dat ons daarop sal vertrou, Here. Ons vra dit uit U Gees se groot genade wat hy in ons leef, in ons uitleef. Amen.